vanoggend ook is ons besig om met 'n reeks genaamd God is. God is wat gaan oor hoe ek en jy na God kyk in ons lewe. Wat is jou en my prentjie van God wat ons het? Dit is 'n groot invloed wat dit kan hê op ons lewe, hoe ek en jy na God kyk. Dit kan maak hoe ons gaan bid, hoe ons God sal nader, hoe ons lewens gaan leef, hoe ons selfs mense om ons hanteer op grond van die prentjie wat ek en jy van God het. Ewald het laasweek 'n paar verskillende voorbeelde gegee van moontlikhede hoe mense na God kyk. Soms 'n baie gebroke prentjie van God. Met ander woorde, dalk te sien hom as hierdie kritiese God, ver afgeleë God. 'n God wat net welwillend is en alles oorsien. Soveel verskillende prentjies wat ek en jy van God kan hê in ons lewe en sommer vanoggend begin deur jou te vra, hoe sou jy God beskryf in jou lewe? Hoe sien jy hom? Ek hoop dat vandag se boodskap vir jou net jou prentjie duideliker sal maak oor hoe ons na God kan kyk in ons lewe. En kan weet wat is sy prentjie ook. So, ons kan baie teorieë, ons kan baie lank gesels en debatteer oor wie God is, maar seker die mees akkurate manier, hoe ek en jy kan bepaal wie God is om te kyk na die woorde wat hy self oor homself sê. Daar's geen twyfel dan oor wie hy is nie. Een so gedeelte ook wat ons net vanoggend weer gaan open is in Eksodus 34, 'n gedeelte waar Moses opgaan na die berg toe om met God ontmoet, om te praat en Moses wat eintlik 'n verteenwoordiger in 'n sekere sin is van die hele volk Israel. Hy gaan op die mense, jy kan dink die antisipering van hierdie volk, hierdie mense wat wonder, wat gaan die Here kom sê vir hulle? As wie en as wat gaan homself openbaar? Ek dink daar was maar 'n stuk spanning geweest by hulle oor, wat gaan die Here sê? Maar kom ons lees self, wat het God gesê vir Moses in Spreuke 34? Die Here kom toe in 'n wolk af, gaan staan by Moses en roep hardop sy eie naam, die Here, uit. Terwyl hy by Moses verby beweeg, het hy uitgeroep, ek is die Here, ek is 'n God wat barmhartig en genadig is. Ek het geduld met mense, ek is lojaal, ek bly getrou. Van al die dinge wat God kom besluit het om te gesê het oor homself, sien ons hy kom sê, ek is barmhartig. Dis vanoggend ons stil staan, ons titel wat ons by gaan fokus op, God is barmhartig. Nou barmhartig is 'n woord wat ons nie so baie gebruik in ons alledaagse Afrikaanse taal nie, en ek dink ek wil net vir jou 'n paar ander woorde gee, wat jou kan help ook om te verstaan, iets van barmhartigheid. Ons kan woorde gebruik soos medelydend, meegevoel, simpatiek, ontfermend, liefdevol, genadig, welwillend, behulpsaam en uitreikend. Verskillende woorde wat barmhartigheid kan saamvat, en in kort kan ons sê vandag dat as ons sê God is barmhartig, praat ons van 'n God wat ons raak sien, 'n God wat saam met ons voel, 'n God wat uitreik na jou en my. Ek hoop dit is goeie nuus as jy dit hoor, om te besef, dit is wie God sê hy is. Hy is barmhartig. En 3500 jaar na hierdie gedeelte in Eksodus 34, sien ons waar Jesus bevoorskyn kom, waar Jesus as 'n toonbeeld van God se hart op aarde verskyn. Gebore die vorm van 'n man, maar ook as 'n verteenwoordiger van God om die seun van God te wees en God te reflekteer hier op aarde. Ek wil net kyk ook vir 'n oomblik na Jesus ook. Hoe sien ons die barmhartigheid in hom raak deur sy lewe en bediening? Ek graag net vir 2 skrifgedeeltes daar wat dit vir ons kom wys. En een is in Markus 1. Hier is 'n baie
hartroerende gedeelte. Ons het te doen hierso met 'n man wat velsiekte het, melaatsheid, 'n vreeslike siekte in die Bybelse tyd. 'n Siekte wat jy uitgewerp is, waar jy letterlik maksimum of minimum van 12 tree. Jy mag nie nader as 12 tree aan 'n persoon kom wat melaats is nie. En wanneer daai persoon naby mense kom, moes hulle uitgeroep het, onrein, onrein. Hulle was uitgewerp uit die samelewing uit. Jy kan dink nie net die fisiese, liggaamlike siekte nie, maar die psigiese, emosionele afbreking wat dit veroorsaak het vir daai mense. En dan lees ons hierdie gedeelte, Markus 1. 'n Man met 'n ernstige velsiekte het na hom, Jesus, toe gekom, voor hom gekniel en hom gesmeek met die woorde: "As U wil, kan U my gesond maak." Jesus het hom innig jammer gekry, sy hand uitgesteek en hom aangeraak met die woorde: "Ek wil dit vir jou doen, word gesond." Dit was skokkend geweest wat Jesus gedoen het. Die feit dat hy in die radius van binne 12 tree van hierdie man kom, is al klaar groot rooi lig, en dan nog te vat aan 'n man wat melaats is. As jy dit gedoen het in die Joodse tyd, die Joodse wet, was jy onrein verklaar. Het hulle gedink, jy het al klaar daai siekte, maar Jesus kom, raak hom aan, het hom innig jammer gekry, en hy reik uit na hom toe. Nog so gedeelte wat ons dit sien, is in Matteus 9 ook, waar Jesus na 'n skare kyk, nie net 'n individu nie, maar 'n hele skare mense, en dan lees ons dit, vers 36 van hoofstuk 9, toe hy Jesus die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder gehad het nie. Hierdie woorde wat Jesus gebruik, innig jammer, wat ons sien hom, is 'n teken van barmhartigheid. In die Engelse vertalings praat van die woorde van moved with compassion. In die Grieks is die woord daar wat ons skryf, innig jammer kry, is die woord splagnitsomai. Griekse woord wat beteken van, dit beweeg jou binneste. Jy voel hard, jy voel duidelik vir die persoon, of vir die iets, of vir die sekere saak. En dit is wat Jesus beleef het. Hy het daai barmhartigheid gehad deur sy lewe, baie duidelik. Hy het gesien die behoefte van mense, hy het gevoel, hy het iets gedoen daaromtrent. En dis goeie nuus vandag, as ons dit kan besef in ons lewe, dat God, ook deur Jesus Christus, barmhartig is vir jou en vir my. Vandag wil ek, deur hierdie boodskap, wil ek vir jou 2 groot uitnodigings los. 2 groot goed wat jou en my kan help om hierdie barmhartigheid deel te maak van ons lewe. Miskien sit jy vanoggend hier, en jy beleef oorweldigende omstandighede. Jy beleef dalk in een of ander area van jou lewe groot uitdagings, waar jy by 'n plek is wat jy besef, ek is soos iemand wat barmhartigheid nodig het. Wat kan ek nie doen daaromtrent? Wel, dan is die uitnodiging vandag vir ons, eerstens, roep die barmhartige God aan. Roep hom aan, want hy is daar vir jou en hy wil uitreik na jou toe. Hy wil jou help met sy hart van barmhartigheid na jou. Daar is soveel voorbeelde, ons kan kyk na dit, maar nog een wat ek vir jou kan gee vandag is 2 blindes. 2 blinde persone wat uitroep met die woorde: Seun van Dawid, wees ons barmhartig. Roep hulle uit na Jesus. En Jesus kom met die gedeelte, dit is nie op die skerm nie, maar Matteus 9 ook, en nadat hy hierdie blindes gesien het, sê Jesus vir hulle: Glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord: Ja, Here. Toe raak hulle oë aan en sê vir hulle: Laat dit vir julle wees volgens julle geloof. En hulle oë het oopgegaan. So vol van 2 manne wat nie stil gebly het nie, maar uitgeroep het vir barmhartigheid. En dit is die ding van wie God is dat baie keer wag hy vir ons om haar eerste tree te gee.
Hy het klaar besluit wie hy is. Hy is barmhartig. Maar die vraag is jy bereid om in te tree en te sê, Here, hier is ek? En dis baie keer meer hoe God werk, is hy forceer hom nie self af op mense noodwendig nie, maar dat hy eerder sal sê, wil jy gehelp word? Gaan jy glo? Gaan jy vertrou dat ek kan in jou lewe iets kom doen? En daarom, het ek nie nodig om te sê, Here, ek roep aan. En die waarheid vandag is vir jou en vir my, as ons werklik eerlik met mekaar is dat elkeen van ons hier, nie een persoon uitgesluit nie, het barmhartigheid nodig. Daar's nie een van ons wat jy kan sit eintlik en sê, weet jy wat, ek is gesort. Ek het niks van die Here nodig in my lewe nie. Nie die feit dat jy asemhaal. Dis 'n geskenk van God af wat ons besef hoe afhanklik van ons van hom is. Redding sonder Jesus Christus se barmhartigheid aan die kruis is verlore. In ons alledaagse lewe beleef ons situasies wat ons sê, Here, nou het ek U nodig. As ek vir jou 'n praktiese voorbeeld vandag kan gee uit my lewe uit, want dis die vraag wat ons vra is oor waar het ek God se barmhartigheid nodig? Kom ek gee vir jou 'n vars voorbeeld vanoggend. My eie pa, vanoggend 4:00 die oggend is hy opgeneem in die hospitaal in Pretoria. Glad nie lekker nie, baie siek. En vanoggend sê ek, Here, ek bid die barmhartigheid af op hom. Hy het dit nodig. Ons vra dit, ek roep dit aan. En in jou eie lewe, verskynlik goed, dat daar's niks te groot, ook niks te klein, wat jy voor God se barmhartigheid oor kan roep nie. Want sê, Here, ek besef dit, en dankie dat die arms oop is daarvoor, dat ek nie bang hoef te wees nie. Dat nie kwaad vir my gaan wees, as ek uitroep na U toe nie. Maar dat U my sien, U voel saam met my, U reik uit saam met my. Dis die groot uitnodiging vandag, eerstens vandag, dat ons sal by plek wees waar ons werklik kan roep, en te weet die Here is daar vir ons. Maar hier's 'n tweede groot uitnodiging ook rondom barmhartigheid vandag, en ek wil dit inlei deur te kyk na nog 'n geleentheid, insident, waar 'n Joodse wetskenner na Jesus toe kom, en hy vra vir Jesus die vraag, hoe kan ek die ewige lewe beerwe? Hoe kry ek dit? En Jesus sê vir die man, wel, jy ken mos die Joodse wet, jy moet Here God lief hê met jou hart, siel, krag en verstand, en jou naaste lief hê soos jouself. Maar toe vra hy die wetskenner die volgende vraag, wie, Jesus is my naaste? En hy vra eintlik dit nie om noodwendig 'n goeie antwoord te kry wat hulle gaan doen nie, maar hy wil eintlik hoop met hierdie antwoord dat Jesus gee, dat hy eintlik sê, ja, net daai paar mense in jou leefwêreld wat jy mee goed oor die weg kom, jou mense, jou kultuur, jou naastes. Maar Jesus kom gee baie lang antwoord op hierdie kort vraag, wie is my medemens? Kom ons lees gou saam, wat is Jesus antwoord gewees op hierdie vraag van dit, en as in Lukas 10, lees ons dit. Jesus se antwoord was, 'n Joodse man was op reis van Jerusalem na Jerigo toe, toe hy deur rowers aangeval is. Hulle het sy klere uitgetrek, hom aangerand en half dood langs die pad laat lê. En toe is hulle voort. Toevallig kom daar 'n Joodse priester verby, maar toe die man daar sien lê, het aan die ander kant by hom verby gegaan. So het ook hulle fiet daar aangekom, die man een kyk gegee en ook aan die ander kant verby gegaan. Maar toe het 'n Samaritaan verbygekom. En toe die man sien, het hom innig jammer gekry. Die Samaritaan kniel toe langs hom, behandel sy wonde met medisyne en verbind dit. Toe het hy die man op sy eie donkie gehelp en hom na 'n herberg geneem en daar verder te versorg. Die volgende dag gee hy vir die herbergier 2 silwermuntstukke en vra die man om te versorg. As die rekening meer as dit is, het hy gesê, sal ek die verskil met betaal wanneer ek weer hier langs kom. Nou watter van hierdie 3 sou jy sê, was 'n naaste vir die man wat die rowers aangeval is, het Jesus gevra.
Die man het geantwoord, die een wat hom met medelee bewys het. Toe het Jesus gesê, gaan nou en doen jy dieselfde. Wat 'n treffende antwoord kom gee Jesus nie vir ons nie. Groot antwoord om duidelikheid kom te gee, die feit dat nie net is God barmhartig nie net vandag besef ons kan hom aanroep nie, maar dat hy ons nooi na 'n plek toe om te sê, gaan leef barmhartig soos God is. Gaan jy en doen jy dieselfde. Kom sê Jesus vir jou en vir my vandag. Nou as ons kyk na hierdie storie, net om 'n bietjie op te breek ook, ons sien daar's 'n paar karakters, ons sien natuurlik hierdie man wat gereis het van Jerigo af, van Jerusalem af Jerigo toe. Ons sien ook waar by plek waar hierdie man aangeval is natuurlik, half dood neergelos is. Waarskynlik sou hy heeltemal dood gegaan het as iemand hom nie gehelp het nie, want hy was totaal hulpeloos gewees. Dan sien ons 'n Joodse priester. Nou mense sal dink dat so 'n persoon sal eerbaar genoeg wees om te help. Maar nee, hy sien net hierdie man lê en gaan verby. Dan kry ons 'n Leviet wat ook maar in die tempel gewerk het, wat tipe van 'n musikant was. En weer eens, hy sien hierdie man wat daar lê, hulpeloos. Gaan net verby. Maar dan die Samaritaan. En hierdie is ook al klaar weer eens 'n groot ding wat gebeur hierso, want 'n Samaritaan se alkohol van eers meng met 'n Joodse man nie. Al is hy daar miskien hulpeloos. Daar was so 'n muur van rasisme gewees tussen die Jode en die Samaritane. Hulle het nie eers met mekaar gepraat nie. Niks met mekaar doen gekry nie. Maar hier kom hierdie Samaritaan. Hy sien. Hy beleef innig jammer gevoel. En hy reik uit na hierdie man toe. En ons beleef dat ons kan leer van hierdie in ons eie lewe ook, om te vra, maar hoe gaan ek barmhartigheid leef? Dis baie eenvoudig, ons het nie nodig om vandag ingewikkeld te maak nie. Die eerste plek, ons begin by die sien. Wat sien ek in die raak rondom die behoefte van die wêreld en mense om ons lewe? Dis wat die Samaritaan eers gedoen het. Hy het gekyk en hy het gesien. En ek dink in my eie lewe ook, hoe ek baie keer mis, hoe ek oomblikke mis wat die Here dalk iets wil doen in en deur my lewe, omdat ek nie sien nie. Weet jy wat's baie keer hierdie al voor? Ek dink, miskien nie net in my lewe nie, maar ook in anders lewens ook is hierdie goed. Selfone. Waar ons dalk soveel tyd op een plek fokus, dat ons nie die behoefte sien van mense om ons nie. Ons besef nie waarmee is die Here besig en waar wil hy jou en my gebruik nie. Ek dink gister 'n voorbeeld waar ek in die dorp is en ek sien 'n missed call en ek voel ek wil nou terugbel en ek bel terug en wil ek lei is ek in 'n winkel en ek sien mense wat ek ken en wat eintlik 'n gesprek met my wil hê. Druk maar dood. Maar my gedagtes is nie by hierdie mense nie. Ek is daar, ek sien hulle maar ek sien teenwoordig nie. En ek beleef ook wegstap daar, Here net my kom praat en sê, sien jy, jy moet teenwoordig wees, oplettend wees waar ek jou wil gebruik. Soveel keer dat ons dit kan mis, dalk die gejaagdheid. Ons is so taakgedrewe dalk dat ons sê, weet jy wat, ek het nie nou tyd om te stil te staan nie. Dalk was dit die Joodse priester en Leviet se verskonings gewees. Ons moet nou tempel toe gaan. Nie tyd vir hierdie nou nie. Maar ek en jy ons oë sal begin oopmaak en sê, Here, maak my oop om te kan sien waar ek verskil kan maak. Natuurlik kan ek en jy nie elke liewe behoefte in hierdie hele wêreld vervul nie. Ons is beperk met ons hulpbronne. Ons kan nie by elke liewe persoon dalk stil staan nie, maar ek glo die Here gaan op jou hart kom lê en vir jou wys spesifieke geleenthede. Partykeer is dit nie net behoefte buite jou leefwêreld of daar in die strate nie. Partykeer is die behoefte in jou huis. Mense om jou, jou familielede, wat die Here sê, kyk, sien wat ek wil jou, waar ek jou wil gebruik vandag. In jou werksplek, kyk om,
sien en staan stil daar, waar jy nodig het om iemand dalk te gesels, te vra hoe dit gaan. Sien, dis waar dit begin. En dan uit die sien uit natuurlik het ons gesien dat die priester en die leviet het ook gesien, maar daar's 'n tweede ding wat hulle gekort het. Dis naamlik die voel. Hulle het nie gevoel vir die man wat daar gelê het nie. Terwyl die Samaritaan het ons gelees vandag, hy het hom innig jammer gekry. Klink hierdie woorde bekend? Dis die woorde wat die beskrywing van Jesus se eie hart ook vir die mense, splag niet so my. Hy beleef iets in sy binneste vir die man wat al leef, wat beroof is, hulpeloos is. En dis ook 'n ding wat ek en jy moet Here voorvra, is Here, dat ek sal voel wat U voel vir 'n gebroke wêreld. En baie keer raak ons so uit aanvoeling uit met dit wat om ons aangaan dalk. Besig met ons eie dinge dalk, met ons eie plesiere van die lewe en Here gun vir ons natuurlik dit ook, maar wat ek en jy ook aan baie keer sê, Here, laat my ook voel vir iemand wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan. Help my om simpatie en empatie te hê daar waar dit nodig is, want dit is juis in daai gevoelde emosie wat ons beweeg na die volgende stap toe. Die volgende natuurlik is om te doen. Waar ek en jy nie net voel nie, want dit is baie keer wat gebeur en ek kan getuig uit my lewe uit as ek moet bely dat ek sien baie keer behoef nie sê hi shame. Jene, ek sê maar om te hoor. Maar dan stop dit daar. Dan baie keer gaan ons nie oor in daai daad nie, om te sê, Here, maar wat kan ek prakties doen om hierdie persoon te kan help op een of ander manier? Wat het hierdie Samaritaan gedoen? Wel, ons sien onder andere hy het gekniel. Hy het gekniel op sy knieë om hierdie man te help, afgebuk, te gaan op hierdie man se vlak, daar waar hy is. Dis jy weet jy wat, ek moet jou daar, by jou behoefte. Kniel ek neer, om by jou uit te kan kom. Die tweede ding wat hy doen ook is, hy behandel en verbind die man. Versorg hom. Die wonde van hom maak hy toe, sodat daar genesing kan begin plaasvind. En dan voorsien hy vir hom ook, hy vat hom herberg toe. Dit kos hom geld, om dit te kan doen in moeite en tyd. En dis baie keer die ding wat ons moet besef, is dat die Here roep ons na plekke toe, wat baie keer ongemaklik gaan wees in ons lewe, wat iets gaan ons gaan vra om te kos. Dit is baie keer wat ek en jy nodig het om te kan doen. Te sê, Here, ek is bereid, as die geleentheid daar is, om uit my pad te gaan, iemand te help, kos dit iets van my tyd en my geld, my moeite en energie. Want dit is wat U sou gedoen het. Mag ek in 'n plek wees in ons lewe wat ons werklik sal uitreik. En laat my dink aan 'n titel van 'n boek wat ek gelees het, hele paar jaar terug. Die boek se titel is When Helping Hurts. En dit kom neer op die prinsip van dat soms gaan ek net met gee by 'n plek wat dit ons ook seer maak, in die sin van iets wat ons dalk sou geniet het, te gee vir ander sodat hulle iets kan hê. Maar dat ek en jy kan beleef in ons lewe. Here, dis alles die moeite werd. Die belewenis van dat U my gebruik om barmhartig te wees. 'n wêreld wat uitroep na U toe. En so vandag is hier 'n paar vrae wat dit by ons los. 'n Paar vrae oor wat gaan ons maak met die God wat barmhartig is. Die een groot vraag wat ons reeds vandag vra het is, waar het ek God se barmhartigheid nodig in my eie lewe? Dat jy by 'n plek is wat jy eerlik kan wees, sê, Here, ek het U nodig hier. Dankie dat ek mag vra. Maar dan bring dit ons terug na ons eie lewens toe vandag en te besef, soos God is, roep hy ons ook om te wees in hierdie wêreld. Iets van sy hart te kan deel. Want ek en jy as kerk van Jesus Christus geroep is om 'n verlengstuk van God te wees hier op aarde. Jesus kom sê op een plek net na hy opgestaan uit die doodheid, sê vir disippels in Johannes 20, sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook nou. Soos ek gestuur was om barmhartigheid te wys, stuur ek julle ook nou.
Daarom kan vra, Here, wat kan ek sien? Wie en wat sien ek raak? Maak my oë oop. Wat voel ek verander? En laastens vandag is, wat doen ek verander? Ek wil vir 'n oomblik vir jou gee vir net vanoggend, voordat ons afsluit in gebed, waar jy kan dink en bid oor hierdie vraag. Net vir 'n oomblik kan sê, as jy miskien hier sit vandag en jy het behoefte in jou lewe, sekere ding wat groot is, jy vir ons sê, Here, ek kom gee hierdie vir U. Dankie dat U gretig is om my te kan en wil help. Dat U saam met my voel, my raak sien. Aan die kant ook, sê Here, help my om 'n instrument te wees van barmhartigheid, om te kan sien, voel en doen. Ek gee jou graag 'n oomblik daarvoor. Jy is welkom oor te sluit, daar gaan net 'n musiek speel ook, en gaan ons volgende net 'n oomblik daarvoor gee. Vader, ons wil U eer vandag vir U hart vir ons. Dankie vir wie is, Here, God wat barmhartig is. Wat kom sê, ek sal saam met jou sien wat die lewe aangaan. Ek sal saam met jou voel. Ek sal uitreik na jou toe. Onverdiend, onvoorwaardelik. Here, dankie vir daarvoor, dat ons vanoggend hoop kan gee, vrymoedigheid, om ook te kan roep na die barmhartige God. Here, dankie dat U ons wil gebruik. Here, dat ons kan instrument in die hand wees, en ek wil bid dat ons meer as ooit, Here, sal sien waarmee U besig is. Te kan voel saam met ander, en te kan doen, te kan uitreik na ander toe, prakties, Here, waar dit nodig is. Help ons om nie soos daai priester te wees en Lewiet wat maar net verby loop nie. Maar Here, dat ons sal kan stil staan, kan innig jammer voel, en te kan beleef U gebruik ons, om 'n seën te kan wees vir ander mense. Ek bid in hierdie week ook, Here, dat U saam met elkeen sal gaan, hulle eie doen laat in, die kan stil staan ook by mense, wat hier uitdagings gaan, dat U ook saam met die gaan, wat ernstige probleme beleef, Here, maar dankie dat U vandag ons help, saam met ons gaan, Here, mag ons lig wees en sout wees op aarde vir U, in hierdie week, in Jesus Christus naam, Amen.